So Lorika, vandag se vraag is, waarom verloor ek belangstelling die oomblik as iemand my goed behandel? Nou, ons besef natuurlik nou nie almal voel so nie, maar die persoon wat nou hierdie vraag ingestuur het, voel duidelik so en ek dink baie mense voel so. Ja, jy weet, hier is vir my so 'n interessante gesprek, want 'n mens het hierdie idee dat natuurlik sal enigiemand mal wees daaroor om goed behandel te word, nê? Dit is uit die aard van die saak so. Maar wat ons nou in vandag se tyd leer met die samekoms van psigoanalise en met die samekoms van die neurowetenskap daar rondom, leer ons dat jou brein is eintlik 'n baie meer meganiese ding as wat jy besef. So ja, die meganika en die chemie beïnvloed die limbiese konneksie wat jou emosies, jy weet, voorspel en die emosies beïnvloed, maar dit begin eers by die meganika. En wat gebeur is wanneer jy sleg behandel was deur jou hele lewe, of nie noodwendig net sleg behandel was nie, maar daar was dalk 'n baie harsh, ek wil sê kinderdae wat jy gehad het, dan is dit jou norm. Dit is dan die beginpunt vir jou ervaring in die lewe. En kom ons wees eerlik, baie min mense het groot geword in 'n huishouding waar hulle emosies konstant gevalideer was en hulle gekoester was 24 ure 'n dag en jy weet in wattabolle toegedraai was. Dit is nie die norm nie. Maar nou, as volwassenes of as miskien in jou laat tienerjare of vroeë volwasse jare, begin jy iemand ontmoet wat jou net mooi behandel. Want hulle wil self mooi behandel word of jou kalm op 'n rustige manier, behandel en mee connect. Dan besef jy maar jou beloningssisteem is so gewoond aan daai dopamien pieke en daai rush wat jy gekry het, dat jy eintlik die rustige, kalm, gesonde verhouding as onvoorspelbaar beleef. Want jy hoef niks meer na te jaag nie. Jy hoef nie meer op te tree of jou beliefde te verdien by hierdie persoon nie. Jy is net goed genoeg soos wat dit is. So daar's nie daai spanning nie, daar's nie daai excitement, daai opgewondenheid wat jy noodwendig kry nie. En dis wat ons begin leer vandag. Opgewondenheid is nie noodwendig goed meer vir jou nie. Dit handel oor waar jou norm lê, nê? Die veiligheid word partykeer dan as vervelig en vreemd beleef. Ek dink ook wat mense, kyk, daar gaan nou baie mense voel goed, hulle reageer so, maar ek bedoel dat hulle voel ewe skielik hulle verloor belangstelling wanneer hulle nou in 'n lekker plek is. Maar ek wonder ook oor die ding van want hulle gaan luister en nou ekskuus ek my woorde kry, hulle gaan luister en nou nou dink, ja, maar ek het nie uit 'n slegte familie uitgekom nie. Alles was heel mooi in my familie. Mag 'n mens ook die bewoording gebruik, dit is hoe jy jouself ook sien. In ander woorde, jy voel onveilig in jouself, nie net of dat jy voel onveilig in jouself. Dit is nie soseer dat iets moes met jou gebeur het of jou familie moes 'n sekere manier gewees het nie. Absoluut, en ek hou so daarvan dat jy daai voorbeeld bring en daai gesprek ook bydra. Dit kan wees dat jy 'n baie liefdevolle familie gehad het, maar die realiteit is dat 'n bedreiging is baie meer opwindend vir die brein, want jou dopamien spike, jou serotonien word verlaag, jou noradrenalien gaan dadelik op. So jy gaan dan in daai veg en vlug in. En dit is opwindend. Dit is dit is lekker om partykeer so te voel. Hulle wonder altyd, hoe kan 'n persoon reg oor 'n muur seil wanneer hulle skielik in die moeilikheid is, want jou lyf kry hierdie verskriklike hoë pieke van opwinding. Dis nou die gesprek wat ons daarby het. Dit kan wees dat jy dalk slegte ervarings vir die skool gehad het, of dat jy dalk iewers in jou lewe 'n groot enkele trauma beleef het wat toeskielik jou hele verstandhouding van die wêreld beïnvloed en verander. Daai emosionele op en af wat jy beleef. Dit kan wees dat jy dalk by die skool vreeslik geboelie was, of dat jy op 'n stadium in 'n verhouding was met 'n vriend of 'n vriendin wat regtig toksies was vir jou. En dan bou dit daai onsekerheid en skielik leer jy maar, wag 'n bietjie, ek moet verdien om liefde gekry te word. Ja. Maar nou is dit so, hier bevind mense hulle patroon is elke keer as iemand in hulle belangstel dan wil hulle liewerste nee. Ja. Nou mens kan nie sê iets is reg of verkeerd nie, maar mag 'n mens nou maar so aanhou of sou daar aangeraai word mens moet nou maar werk daaraan?
Ja, ek en jy sê altyd hierdie vir mekaar en is goed dat ons daai placebo-effek ook na die gesprek toe bring. Gaan jy besluit of jy vir die res van jou lewe op daai vlak wil operate, jy weet, so wil lewe? Of gaan jy op 'n stadium kom waar jy net moeg raak daarvoor? Want jy word uiteindelik moeg daarvoor. En soos wat ons weet hoe die brein werk, jy kan nie die hele tyd aan 'n knoppie druk en hy gaan ewe sterk, ewe belangrik die regte boodskap stuur nie. So as jy konstant in verhoudings is, wat vir jou daai dopamienpieke gee en wat vir jou daai opwinding bring, uiteraard word die brein moeg. En voor jy besef is jy dalk in 'n eskalerende komplekse verhouding, 'n eskalerende toksiese verhouding wat uiteraard dalk in 'n baie slegte verhouding kan ontaard. Jy kan dalk baie seer kry, dalk word jy vreeslik éventueel geïsoleer. So dis nie volhoubaar om in sulke verhoudings te bly nie. Uiteindelik gaan jy moet vir jouself sê, waar is my senuweestelsel rustig en hoekom? Ja, dit bots dan, jy weet, met daai innerlike verwagting wat jy het met jouself en met ander. As jy konstant verwag dat mense jou sleg gaan behandel, dan gaan jy die hele tyd daai verhoudings kies. Jy weet, dit voel onbekend om net liefgehad te wees vir wie jy is. En dit is hoekom jy uiteraard moeg raak daarvoor. Die ding is Maar ook, dit moet ek sommer aangespreek hoor, word. ja, ek hoor nou soms soos vriendinne in die verlede wat al 100 keer vir my gesê het dat, ag, hoekom kies ek altyd die verkeerde persoon? Ek kies altyd die verkeerde persoon, né? En dan dink ek altyd by myself, okay, dan moet ons seker nou iets omtrent dit doen. En ek dink ons as mense verwag mos nou dat ek gaan eendag wakker word en ek gaan nie meer die verkeerde persoon kies nie. En 'n verkeerde persoon in aanhalingstekens. Die verkeerde persoon kies nie, asof dit sommer maar net hier uit die lug uit gaan val en dan gaan dit nou sommer net reg wees. Ek gaan die regte keuses maak. Die regte keuses vir jouself. Nou, Lorika, wat is stappe wat mens kan neem om aan jouself te werk, om hierdie tipe soort keuse, die patroon van keuses aan te spreek? Die eerste ding is dat jy moet erken dat jy aan herhalingsdwang ly. So herhalingsdwang in Engels is repetition compulsion. En Freud het so mooi daaroor gepraat dat jy sal aanhoudend dieselfde ding kies want dit voel vir jou bekend. En om dit eerstens te erken, dat wag 'n bietjie, dit is 'n probleem. Ek is die hele tyd besig om dieselfde persoon te kies wat my vreeslik opwindend is initieel, maar op 'n stadium eindig ek heeltyd op en voel alleen. En op 'n stadium voel ek heeltyd verwerp en op 'n stadium veroorsaak hierdie net drama in my lewe. So ons moet eers erken dat daar 'n probleem is en wat die probleem is. En om dan vir jouself kans te gee. As jy vir jouself miskien 'n template skep van hoe lyk 'n gesonde verhouding. So fantaseer daaroor, droom daaroor, dink wat is gesond vir jou? Skryf dalk 5 punte neer en soek pertinent daarvoor. En wat dan moet gebeur is hou net bietjie uit in daai verhouding. Wees geduldig in daai verhouding en spreek dit dalk selfs aan. As jy nou 'n maat ontwikkel of 'n vriendskap of 'n maat ontdek het wat op 'n stadium vir jou vervelig voel, sê vir hulle, luister, ek wil net bietjie vir jou verduidelik hoekom ek voel soos wat ek voel. Ek is bewus dat ek probeer hier 'n patroon omdraai, ek probeer hier 'n nuwe blaadjie omslaan. En wees net eerlik daaromtrent dat die persoon ook bewus is. Okay, jy voel dalk verveeld op 'n oomblik in die verhouding, maar hoe kan ons dalk op ander maniere dan vir jou opwinding skep? Miskien kan ons twee saam gaan valskerm spring of miskien kan ons twee saam iets nuuts aanleer, soos 'n nuwe taal aanleer of dalk saam begin kos maak of ietsie wat vir julle beide betekenis bring, maar wat julle nog steeds in daai band hou en in daai verhouding hou. En daardeur bou ons die boublokke van 'n gesonde verhouding. Ja. En as 'n mens nou vashak, die gewone vraag wat ek my altyd vra, is hierdie iets waarmee jy na 'n sielkundige toe kan gaan? Ek bedoel, kan jy vir 'n sielkundige gaan sê, hallo, ek is Lise en ek het hierdie patroon van altyd die verkeerde mens kies en jy wil in die verkeerde verhoudings wees. Is dit iets waarmee jy kan help? Ja, dis iets waaroor ek die hele tyd praat in my praktyk. Dit is ietsie wat mense bring. Baie keer sal die persoon nie eers besef hulle is verveeld nie, maar die sielkundige sal dan sê, wag, stop die bus. Ek sien jy is besig om eintlik hierdie verhouding te saboteer. Jy probeer nou redes vind hoekom jy uit hierdie verhouding uit wil klim, want jy voel dalk verveeld by hulle. Maar kom ons kyk na jou geskiedkundige patrone. Kom ons kyk na waar jy vandaan kom. Kom ons maak sin van hoe dit inpas by wat jy regtig vir jouself wil hê. En kom ons herbevestig hoekom jy in so 'n gesonde, liefdevolle, betekenisvolle verhouding wil wees.
is. En dit is mos maar, jy weet, ek sê altyd, my kliënte wil iets oorkom as ek my pom-poms uithaal, maar ek het 2 pom-poms in my praktyk. En as jy byvoorbeeld leer om, jy weet, 'n gesonde verhouding te bewerkstellig of grense in plek te stel of 'n swak patroon uiteraard jy weet stop te sit, dan haal ek daai pom-poms uit, dan wil hulle iets oorkom. Dan sê hulle wat? Dan sê ek maar dit is wat sielkundiges is. Ons is cheerleaders. Wie anders gaan vir jou cheer? Hulle weet nie eers jy is besig om hierdie werk te doen nie. Dit is my werk. Ek cheer vir jou. Dit is fantasties. Mense, as julle 'n vraag het, kan jy e-pos stuur na lise@wieisek.co.za. Ek sê dankie aan Loretta Fix, sy is voorligtingsielkundige van Johannesburg. Alle besonderhede is hier by die gesprek, so as jy haar wil kontak, gaan gerus soontoe gaan kyk daar. Sy doen ook aanlyn terapie, so gaan vind uit meer daaroor. Stuur hierdie gesprek aan ander mense. Mense weet nooit wie het nodig om dit te hoor nie, maar die heel belangrikste is soos altyd, kyk mooi na jouself.